het vanoggend die voorreg om te gesels, soos wat meeste van ons bewus is van, is die feit dat vandag is die Sondag waar ons die uitstorting van die Heilige Gees vier. So ons het reeds ons wagtydperk gevier in die kerk, simbolies gewys, ons wagtydperk, soos wat die disippels gewag het op die Heilige Gees om uitgestort te word. En vandag kan ons vier die feit dat die Heilige Gees uitgestort is. En ek wil vir elke persoon wat hier is, wil ek vra, wat beteken dit regtig vir my en vir jou? Ek wil die hoofskrifgedeelte wil ek gou lees, dis nie op die bord nie, dis Galasiërs 2 vers 20. En dit sê die volgende: Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dis belangrike woorde. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat beteken dit regtig vir ons? Wat beteken die werking van die Heilige Gees in ons? Wat beteken dit as ons sê ons leef nie meer nie? Want as ons sê ons leef nie meer nie, dan is 'n goeie vraag om te vra, nou maar as ek nie meer leef nie, dan wie is ek dan nou? En dis 'n goeie vraag om te vra. Dis 'n goeie vraag om vir die Here te vra. Laat toe dat hy jou wys. Ek wil vir elke persoon wat hier is, wil ek regtig vanoggend net vra, wat beteken dit? Hoe weet ek dan nou, of is ek besig om 'n geestelike lewe te leef? Hoe weet ek dan nou, of is ek besig om 'n verhouding met die Here te hê? Is daar 'n manier om uit te vind? Of is die enigste manier hoe ons kan weet, net dood eenvoudig met die dade wat ons doen? Nou die dade wat ons doen is vrug, dit kan nie lieg nie, nê? Maar ek en jy is nie veronderstel om te kyk na ons vrug elke dag, om te weet of ons hart op die regte plek is. Dis andersom. Ons het dit verkeerd om as ons wil kyk hoe goed is ons besig om te doen, hoe goed is ons besig om te perform, het ons genoeg brownie punte by die Here gekry met my deelname hierdie week aan kerkaktiwiteite en aan Bybelstudie en bid. As dit bepaal waar ons toestand met die Here staan, dan mis ons die punt. Almal wonder nou seker wat in die wêreld bedoel ek met die titel as ek sê die valse self. Die valse self. Nou voor ek by die valse self kom, om te wys wat ons nie is nie, wil ek hê julle moet net saam met my kyk na hierdie eerste 2 skrifgedeeltes. Lees saam met my in Genesis 1 vers 7. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Dis 'n redelike eenvoudige skrifgedeelte. Maar het ons al gedink, wat is dit binne ons? Wat is dit wat ons is? Wat in die beeld van God geskape is? Dis 'n goeie vraag om te vra. So, as ons nou begin dink, ons is in die beeld van God geskape. Wat is 'n beeld? 'n Beeld is soos 'n stil image, nê? Dis soos 'n prent. Dis een of ander aspek van God. Iets van God is ons die uitbeelding van. Dis wat 'n beeld is. Dis wat 'n image is. Ek hou van die Engels, image. In Afrikaans dink ons noodwendig net aan 'n fisiese beeld, maar ek hou van die woord image. Maar wat beteken dit? Beteken dit ons lyk fisies soos God? Wel, verseker nie. Beteken dit dat die manier hoe ons liggaam lyk is nogal soos God se liggaam? Nee. Wat beteken dit? Beteken dit die feit dat ons breine het en ons het intellek, die feit dat ons kan kommunikeer, is dit die deel van ons wat soos God is?
Ook nie noodwendig nie. Diere het ook breine, en hulle kommunikeer ook, en hulle het ook gedagtes op hulle eie manier. Diere het met ander woorde ook hierdie interne ding in hulle binneste, wat op hulle eie manier die wêreld verstaan om hulle. Dis ook nie ons intellek nie. So wat is dit van ons wat regtig meer is as diere? Wat is dit? Dis 'n goeie vraag om te vra. Want as ons dit kan, weet Chris sal saam met my op hierdie een kan, as ons dit kan uitfigure, wat is die ding, as die diere nou geskape is en hulle is goed, God sê hulle is goed, en die mens word geskape, maar hy sê, die mens word in sy beeld geskape, dan behoort ons, as ons die verskil tussen die mens en die dier te kan vind, behoort ons die einste ding te kan vind, wat maak dat ons in sy beeld geskape is. Maak dit sin? Nou kom ons lees so 'n bietjie verder. Hoor wat lees ons in Genesis 2 vers 7. Die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Nou verduidelik hy dat dit is hoe hy enige van die ander diere noodwendig geskep het. Nie regtig nie. So, begin julle saam met my sien, daar's iets. Wat is dit wat ons met ander woorde anders maak as diere, en wat by implikasie beteken, dit is die deel van ons wat in die beeld van God geskape is. Die feit dat hierdie stof, wat hier voor julle staan, 'n tempel is, 'n wessel is, vir sy lewe. Hy blaas sy gees in die stof in. En wat word ons? So het die mens 'n lewende wese geword. Die lewe in ons binneste deel ons met God. Dis dit wat maak dat ons in die beeld van God geskape is. Maar wat beteken die lewe in ons nou regtig? Beteken dit die feit dat ons kan rondbeweeg? Nou, verseker heel moontlik nie dit nie, nê. Diere kan rondbeweeg. Plante kan rondbeweeg. Dit is nie net met dit uit te waai nie. Ons omgewings beweeg die hele tyd. Daar's energie in alles. Maar daar's een ding. Dat as jy saam met my dink, sal ons hierdie saam. Daar is een ding wat die mens het wat kompleet anders is as die diere. En dit is die feit dat ons bewus is. In Engels sal ons praat van consciousness of awareness. Die feit dat ons bewus is. Die feit dat ek en jy nie soos 'n dier hoef te wees en net deur ons lewens aan te ploeter en die volgende dingetjie te soek om te doen en die volgende kossies te soek en die volgende badkamerplek te soek en maar net aan te gaan sonder om te veel te dink oor dit wat ons doen. Die feit dat ek en jy in plek daarvan om net te survive, kan ons eendag ons oë oopmaak en ek kan vra, wat is hierdie? Wie is ek? Hoekom is hier iets eerder as niks? Wat gaan hier aan? Daardie gedeelte van ons is die deel wat diere nie het nie. Maar dis ook die gedeelte wat ons lewe gee, wat ons lewendig maak. Die feit dat ons nie net soos diere hoef te wees. So ek wil vandag die stelling maak, om te sê dat dit wat maak dat ons in die beeld van God geskape is sy gees wat vir ons bewussyn gee, wat vir ons lewe gee, wat ons help om te weet ons is lewendig, wat ons help om rondom ons te kan kyk en te kan sien hoe mooi is alles, en dit te kan bewonder hoe groot God is, en die mooi te kan sien in mense en in diere en in die natuur, die mooi te kan sien van God, om selfs net die konsep van liefde te probeer begryp. Ons leen dit van God af. Dis hy wat hierdie stof lewendig maak.
Nou, hoe kom ek dan nou uit by die idee van die valse self? Jy kan saam met my lees op die volgende bladsy in Genesis 2 vers 17. So God sê vir die mens, hy sê vir hom, daar's hierdie boom van kennis van goed en kwaad. Nou dis nogal vreemd, want ons dink nogal nie te veel daaroor hoe kennis van goed en kwaad nou noodwendig 'n slegte ding kan wees nie, nê? En hoe kan dit 'n slegte ding wees? Selfs na die mens leer wat kennis van goed en kwaad is, dan is dit nie asof dit wat hulle geleer het oor die kennis van goed en kwaad, of dit alleen noodwendig is nie. So wat maak die idee van kennis van goed en kwaad die ding wat die geestelike dood van die mens veroorsaak? Lees saam met my in Genesis 2:17. Daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. So wat verloor jy die dag as jy daarvan eet? Jy verloor jou lewe. Dis wat sterf is. Nou hier's niks in hierdie gedeelte wat verwys dat hierdie sterf noodwendig net fisies sterf is nie. Al wat ons gelees het, so ver tot en met nou, van lewe in die mens, is dat die lewe in die mens is God se gees. Nou sê God, die dag as jy daarvan eet, sal jy sterf. So wat sê hy? Wat gebeur in ons binneste, die dag wanneer ons daarvan eet? In ons binneste gaan die gedeelte wat lewendig is, die gedeelte wat kan bewonder, die gedeelte wat kan lief wees, die gedeelte wat kan sien, gaan dood. En wat is ons dan? As daardie gedeelte verlore raak in ons binneste, wat is ek en jy dan? Wat is ons anders as diere? Ons is niks anders as diere nie. Julle kan saam met my lees in Genesis 3 vers 7 tot 8, hoor hierso. Na Adam en Eva geëet het, hoor wat sien ons volgende. Al twee se oë het oopgegaan. So hulle het iets besef, hulle oë het oopgegaan. Dis nie die duiwel wat hier sê hulle oë het oopgegaan nie, hulle oë het regtig oopgegaan. Hulle het regtig kennis van iets gekry. Al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Ewe skielik voel hulle skaam. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Iets het gebeur. Die oomblik toe hulle hierdie kennis van goed en kwaad het. Wat is kennis van, wat is goed en kwaad? Ek dink ons kan saamstem. Dit wat goed is wat moet wees volgens God. Kan ons saamstem op daai definisie. Dit wat goed is hoe dinge moet wees. En dit wat sleg is hoe dinge nie moet wees nie. Dis redelik eenvoudig. So ewe skielik, die mens het soos kinders geleef in die teenwoordigheid van God. Nie noodwendige idee van goed en kwaad, of ek hou nie van hierdie en ek hou nie van daai nie, en ek hou nie van daai mensie en ek hou nie van daai mens nie. En ek soek hierdie toekoms eerder as daardie toekoms. Sien julle die wit en swart? Sien julle die goed en kwaad? Al hierdie idees van wat ek graag wil hê. Die mens leef glad nie met daai idee in die tuin nie. Hulle leef soos kindertjies in die teenwoordigheid van God. En dan ewe skielik het hulle openbaring. En in die openbaring besef hulle, daar is iets soos goed en kwaad. En hulle besef, haai, maar kyk nou net. Daar's dinge wat moet wees en daar's dinge wat nie moet wees nie. En ek kies hierdie dinge moet so wees en hierdie dinge moet nie so wees nie. Sien hoekom die belofte aan hulle was van die slang is, jy sal soos God word. Want wie is die een wat uit die oneindigheid van alles wat is, besluit wat moet wees en wat nie moet wees nie? God. En ewe skielik kom staan die mens en nou sê ons, ek gaan nou besluit, van wie hou ek en van wie hou ek nie? Wie verdien my liefde en wie verdien my liefde nie? Hoe wil ek hê my toekoms moet lyk en hoe moet dit nie wees nie? En ewe skielik kom al ons pyn en ons lyding en ons suffering kom van dit af.
Want wanneer ek en jy nie iets kry wat ons graag wil hê nie, dan suffer ons. Met ander woorde, ons het 'n idee in ons kop en ons sê iets moet so wees. En nou is dit nie so nie, so dit is sleg vir ons en omdat dit sleg is, nou suffer ons. Ek hoop julle begin agterkom waarheen ek besig is om te beweeg. Dit klink amper soos 'n kind wat sy onskuld verloor. Dink daaraan. 'n Kindjie is kosbaar. Hulle is net. 'n Kind kan liefde wys. Het julle dit al gesien? 'n Kind is liefde. Ek dink dis hoe ons hulle kan opsom. 'n Ou babietjie. Dink almal het dalk nou aan Andrew gedink. Maar dit klink amper soos 'n kindjie wat nie noodwendig 'n idee gehad het van wat hy wil hê in die lewe en wat hy nie wil hê nie en van wie hy hou en van wie hy nie hou nie en hy's net daar saam met God. En dan eendag kom daar 'n dag wat hy sy onskuld verloor. Maar daai gaan gepaard met 'n diep ding wat in ons binneste gebeur. Dit gaan gepaard met 'n slaap waarin ek en jy ingaan, waar ons soos diere word. Ons verloor ons bewussyn. Ewe skielik word ons maar net 'n karakter. En ons karring maar net aan. Ek wil hê jy moet saam met my lees die volgende skrifgedeelte. Nou, die van julle wat nou al so 'n bietjie Bybel lees, sal dalk weet dat dit waarvan ek praat, wanneer ek nou praat van die valse self, noem die Bybel op baie maniere die vlees. So ons moet besef, hierdie ding wat gevorm het, toe ek en jy ons onskuld verloor het, hierdie ding het ewe skielik hierdie valse identiteit in ons binneste geskep, waar ons in die middelpunt van ons realiteit staan, en ewe skielik gaan alles oor my. In my realiteit is ek nou God. En nou besluit ek, wie like ek en wie like ek nie. En wat doen daai ou waarvan ek nie hou nie, en wat doen daai ou waarvan ek hou. Sien hoe gebeur dit. Maar wat ons nie besef nie, is saam met daardie manier van sien, verloor ons die lewe in ons binneste. Die gees van God. Die bewussyn wat ons het. Nou, as jy die afgelope ruk enigstens tyd met my spandeer en dan sal hierdie glad nie vir jou vreemde ding wees om te hoor nie, so vir die mense wat dit al die 20ste keer hoor, is ek jammer. Ons sit in die tyd waarin ons leef, sit ons met 'n baie groot probleem. En nie een van ons dink ek besef hoe groot die probleem is nie. So, net om almal se aandag so bietjie na die wetenskap toe te bring. Ons het selfs met wetenskap is hulle besig om groot dinge te leer. Daar's hierdie gedeelte in ons brein wat hulle die default mode network noem. Nou hierdie default mode network is die gedeelte in ons brein wat outomaties operate. Dis die gedeelte wat net doen. Hy dink nie, hy doen net. Wanneer hulle breinscans op mense doen en mense sit daar en hulle dink aan wie hulle dink hulle is en hulle storie en hulle toekoms en waarvan hulle hou en waarvan hulle nie hou nie, is hierdie gedeelte van hulle brein ooraktief. So ons moet verstaan, daar's 'n gedeelte in ons brein wat lyk asof dit die gedeelte is wat half die vlees bevat. En wat hulle ook bevind het, is wanneer hulle breinscans doen op mense wat in diep gebed is, dan kom hulle agter dat hierdie gedeelte van die brein begin afskakel. Gaan check my op. Hierdie gedeelte van die brein begin afskakel, soos wat mense in diep gebed in beweeg. Die vlees, die ego gedeelte, die dier gedeelte, die reptielbrein, skakel stadig af. Maar hier's 'n groot probleem. Hulle het bevind dat hierdie default mode network in ons breine is besig om meer rigied te word. OK? Wat bedoel ek daarmee?
Hulle is besig om te bevind dat soos wat die tyd aanbeweeg in ons moderne tyd, het ons 'n baie groot probleem. Die gedeelte van ons brein, wat hierdie ego, hierdie vlees bevat, wat op sy eie troon wil wees, is besig om te groei. Is besig om sterker te word. Hartklop gemeente. Ons sit met selfs wetenskaplike bewyse dat die mensdom stadig besig is om sy gees te verloor. En julle kan saam met my dink, wat is die culprits? Hulle het natuurlik bevind dat die nommer 1 ding wat hierdie gedeelte van ons brein versterk, is ons selfone. Ons selfone is besig om ons siele te steel en ons weet dit. Ek het nie eers nodig gehad om hierdie hele ding te sê nie. Elke een van ons weet wat doen dit aan ons binneste. Ons weet wat doen dit aan ons. Ons gee dit vir ons kinders. Van die jongste ouderdomme af. As 'n volwassene het dit klaar hierdie effek om jou dom te maak. Dit maak dat jy nie eers weet jy leef nie. Ons weet dit doen dit aan ons, maar wat gaan dit doen aan ons kinders? Terwyl hulle breine nog besig is om te ontwikkel, word hulle groot met hierdie goed. Waar gaan hulle wees teen die tyd hulle volwassenes is? Die selfoon is maar net een van die goed, maar een van die groot goed is die dood eenvoudig die feit dat alles maklik gebeur. Alles gebeur outomaties. En soos wat dinge maklik kom en outomaties gebeur, so word hierdie gedeelte van ons brein net sterker en sterker. So word ons meer dier. So verloor ons stadig ons gees. Sien, ons het nie nodig om net te kyk of hoe is ek besig om te perform op Bybel lees om te weet of is ek geestelik in 'n goeie toestand of nie. Ek weet of ek bewus is of nie. En die probleem is, as ek en jy besig is om aan die slaap te raak in ons binneste, dan weet ons nie eers ons slaap nie. Het jy al gesien hoe moeilik is dit om jouself uit 'n droom uit te probeer wakker maak? Dis moeilik, want jy weet nie eers jy droom nie. Ons is besig om 'n dood te sterf in ons binneste. Lees saam met my in 2 Petrus 1 vers 4. Hierdeur het sy kosbare en grootste beloftes reeds, het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Die goddelike natuur, wat is die goddelike natuur? Dis hierdie lewe in ons binneste, dis sy gees, dis die bewussyn wat hy in ons geplaas het. Nou dat julle ontvlug het, hoor wat sê hy? Nou dat jy kry deel aan hierdie nuwe natuur van God. Nou dat jy ontvlug het, van wat het jy ontvlug? Aan die verdorwenheid. Hoor die woorde wat hy gebruik, die verdorwenheid, die blindheid, wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Daai goed en kwaad, nê? Wat ek wil hê en wat ek nie wil hê nie. So begeerte werk. Kom saam met 'n blindheid wat maak dat ons nie meer kan sien nie. Selfs Jesus praat van hierdie blindheid as hy praat van mense wat oë het wat nie kan sien nie. Ore het wat nie kan hoor nie. Lees saam met my in Efesiërs 4 vers 17 tot 19. Dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes. Hoor wat sê hy? Met hulle niks beduidende gedagtes. Daar gaan niks daaraan nie. Wanneer ons so is en ons is verslaaf en ons is verlore in hierdie duisternis, ons leef 'n lewe apart van God, is dit presies waar ons is. Met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister, soos diere geword. Hulle is vervreem, hoor mooi wat sê hy. Hulle is vervreem van wat? Hulle is vervreem van die lewe met God. Haai, wat is dit? Sy gees wat hy in hierdie stof gesit het. Omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte. Dis wat dit is. Hierdie waaroor ek praat is 'n verharde hart. Ons weet dit eintlik. Hoor wat sê vers 19.
Omdat hulle gevoelloos geword het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Hierdie help ons dood eenvoudig net om te verstaan wat geestelike dood is. En ons moet baie versigtig wees. Ek kan my hand heel eerste opsteek. Ek weet hoe voel dit, om elke week my stilte tyd en my Bybelstudie te doen soos ek moet. En nog steeds op een of ander manier in die binneste gaan ek dood. Ek weet hoe voel dit om al die regte woorde te sê, en op een of ander manier in my binneste word ek gevoelloos. Ek weet hoe voel dit. Jy weet hoe voel dit. Ons weet hoe voel dit. Ek is vanoggend hier om te smeek en te pleit. As ons nie iets gaan doen nie, gaan ons dit wat ons lewendig maak verloor. Ons is besig om net karakters in 'n program te word. En dis wat die owerhede wil hê. Hulle wil hê ons moet so min as moontlik dink. En soveel as moontlik consume. Net nog en nog invat. Myne. Dis wat hulle wil hê van ons. Dink aan Paulus in Romeine 7 as hy praat van sy geveg teen die vlees wat hy het. Dink saam met my aan daai gedeelte as hy praat daarvan en hy sê spesifiek, dit wat hy haat, dit doen hy. Hierdie heen en weer lees ons in Romeine 7 waar hy presies hierdie verduidelik en hy sê, elendige mens, wie kan my tog help? In Openbaring lees ons ook iets interessant. Ons sien die hele wêreld is onder het beheer van 3 magte. Seks, mag en geld. Dis die 3 hoofmagte in Openbaring. Die samelewing van hierdie 3 magte noem hulle Babel. En die bewoners van Babel of Babylon is mense dat al gebeur hierdie slegte goed met hulle, sê ons, dit sê uitdruklik, hulle wou hulle nie bekeer en terugdraai na God nie. Hulle wou hulle nie bekeer en terugdraai na God nie. Nou ek wil hê jy moet saam met my hierdie besef, daar is nie 'n gedeelte in Openbaring wat uitdruklik sê, dat iemand wat die merk van die dier gevat het, net God sal hulle nooit aanvaar nie. Dit sê wel goed soos hulle sal van die toren drink van, so, dit sê wel sulke goed, maar dink net saam met my. Selfs al het hierdie mense die merk gevat, selfs al het hierdie samelewing die merk gevat, lees ons elke kort, maar hulle wou hulle nie bekeer nie, so asof die opsie nog oop was, so asof as hulle dit net gedoen het, maar hulle wil nie. Hoe gebeur dit? Wanneer dit wat ons lewendig maak in ons binneste dood gegaan, en ons soos diere geword het. En hoe snaaks, daarom noem ons dit ook die merk van die dier. Ons is besig om soos diere te word. Ons dink nie meer aan ons lewens nie, ons dink nie meer aan, ons gaan maar net aan. En ons scroll net verder in hierdie slaap in. Waar gaan ons opeindig? Ek kan saam met my Efesiërs 4 vers 17 tot 24 lees. Die rede hoekom ons hierdie die valse self noem, is omdat ek en jy het nodig om te besef oorspronklik toe God die mens geskep het, is dit nog nooit wie ons was nie. Ons was nog nooit eerste die stof gewees nie. Ons was nog altyd gewees in sy beeld, dit wat hy in ons binneste geplaas het, dit wat ons deel met hom. En op een of ander manier het ons vir onsself oorreed dat ons iets anders is. As jy gebore word, dan gee ons vir jou 'n naam en ons gee vir jou 'n ID-nommer, amper soos 'n barcode. Nee, en ons ryg mense soos worstoppers deur die skole, want jy moet net die regte goed hoor. En jy moet net 'n goeie werkertjie wees.
Dit klink soos produkte. Maar ek en jy is nie die vlees nie. Dis 'n leuen. As ons kwaad word, dan sê ek nie, ek voel nou geweldig kwaad nie, wat sê ek? Ek sê ek is kwaad. Want ek confuse wie ek dink ek is met woede. Ek word dit. Ek neem dit aan as my identiteit. En dis presies wat met die vlees gebeur. As ek en jy dink, ons is hierdie vleeslike drange van ons binneste, dan hardloop ons soos 'n hondjie agter dit aan. En dis wat Paulus in Romeine 6 sê, jy sal of 'n slaaf wees van die vlees, of 'n slaaf van die gees. Daar's nie 'n tussenin nie. Maar ek en jy is nie meer die vlees nie. Hoor Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister, ons het dit nou net gelees, maar gaan nou verder lees. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Hier's die maar. Hier's die maar. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. En wat is hierdie waarheid? Naamlik dat julle, wat julle vroeër lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, hy gaan dood. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Dit wat ons oorspronklik is en veronderstel is om te wees. Ons is nie die vlees nie. Daardie verslawing wat jy het, wat jy jouself oorreed dat jy is nie jy nie. Ek en jy is nie die vlees nie. Sien, ek het nie nodig om aanstoot te neem as ek besef ek is nie die vlees nie. Maar as ek dink, ek is Ruben, ek is hierdie lyf wat hier voor staan, en jy sê iets sleg van my, ou maat, dan is dit maklik om te fight. Maar as ek weet wie ek is, dan praat jy nie eers met my nie. Jy praat met die stof wat jy sien. Ewe skielik begin die vrug van die gees en hierdie vreeslike, moeilike, geestelike lewe waarvan Jesus gepraat het, sin maak. Jy kan saam met my lees in Markus 8 vers 34. Hoor wat sê Jesus. Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Wat is dit wat gekruisig word saam met Jesus? Wat word gekruisig? Het Jesus dood gegaan? Hy het nooit dood gegaan nie. Sy liggaam het. Hy het nêrens vergaan nie. Wat kruisig hy? Sy vlees. Die valse self, die valse identiteit. Dis wat gekruisig word, en hy sê, dis wat hy ek en jou uitnooi om te doen. Om te sterf. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Wie probeer vashou aan hierdie identiteit, aan hierdie valse self, aan hierdie vlees wie ons dink ons is, wat baie slim is en al hierdie goeie redenasies ken en al hierdie goeie argumente ken, wanneer ons wil vashou aan dit, dan sê hy juist dis wanneer ons wat verloor? Ons lewe. Wat is ons lewe? Die Gees van God. Dit wat ons lewendig maak. Dit wat ons maak wie ons is. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Ek wil 'n laaste skrifgedeelte net by almal los.
Efesiërs 5 vers 13. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Hoor mooi wat sê hy. Tog word alles wat deur die lig wat word? Ontmasker word. Dis nogal hoe die vlees werk, nê? Nee. Dis 'n masker wat ons dra. Dit is 'n karakter en ons maak of ons dit is. Maar wat doen die lig met hierdie vlees, met hierdie masker wat ons dra? Dit ontmasker ons. En wat bly oor as ons die masker van die liggaam wegvat? Dit wat een saam met God is. Dit wat ons lewendig maak. Dis hoekom hy sê, ons moet soos hy wees. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dit is my gebed vir hierdie gemeente. Dit is my gebed vir elke persoon wat hier is. Dat ons sal wakker word uit ons slaap uit. Prakties, hoe lyk dit? Trap 'n bietjie die brieke. Sit bietjie die foon neer. Moenie die maklikste uitweg altyd soek nie. Gaan sit 'n bietjie in stilte, saam met Vader. Kom ons raak weer tevrede, soos die kindertjies wie ons werklik is, wat nie net die heeltyd dink ek hou van dit en nie van dit nie, en ek soek hierdie en nie daai nie, en ek hou van daai persoon en nie van daai persoon nie. Wat maak dit saak? Om ons naaste lief te hê soos onsself. Is baie eenvoudig. Kindertjies doen dit. Dis om al hierdie idees wat ons dink ons het en hierdie slim wees en wat ons dink ons weet van mense en hulle geestelike lewens en wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. Dis om dit te laat gaan. Om weer terug te keer na dit wat ons werklik is. Kindertjies in sy teenwoordigheid. Gaan kyk wat sê Jesus van die koninkryk van God. Jy sal beslis nie in die koninkryk ingaan as jy nie soos hulle geword het wat soos kindertjies geword het nie. Hy sê self met sy gelykenisse, sê hy, die wysheid van dit word weggesteek vir die wat slim is en oopgemaak vir hulle wat soos kindertjies geword het. Hy roep die kindertjies na hom toe en dan sê hy, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jesus nooi ons terug na dit toe. Maar as ek en jy nie 'n keuse gaan maak nie, en hoe ons met tegnologie werk, ek staan nie en sê tegnologie is boos nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar as ons nie 'n keuse gaan maak met hoe ons gaan leef, en hoe ons met gemeenskap gaan leef, gaan ons weer by mekaar se huise net opdaag en koffie drink en vir mekaar sê ons is lief vir mekaar. Gaan ons heeltyd kwaad raak vir ons buurman omdat hy nie my WhatsApp geantwoord het, want ek verwag die heeltyd hy moet op 'n app wees. Of gaan ek met hom gaan praat in persoon? Gaan ons weer gemeenskap hê? Gaan ons weer 'n samelewing hê waar ons liefde kweek onder mekaar? Waar ons een is, saam. Die liggaam van Christus, saam maak ons wat op? Hierdie beeld van wie ons is. Maar as ek en jy nie 'n keuse gaan maak nie, gaan ons stilletjies in hierdie slaap verlore raak. En as ons weer kyk, is ons lewens verby. En dan weet ons nie eers wat het ons gedoen. Daar is 'n God daar buite. En ons kan 'n werklike verhouding met hom hê. Maar hy soek nie 'n verhouding met jou masker nie. Hy soek 'n verhouding met jou. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam.
Ek wil vir 'n oomblik hê, jy moet ophou wegkruip. Ek wil hê jy moet jou masker afhaal. Ek wil hê jy moet jou idee van godsdiens en jou idee van performance in die Here se oë wegvat. Net jy en God. Hoor wat vra hy vir jou. Hoor wat vra hy vir jou. Adam, waar is jy? Die een wat wegkruip. Die een wat al sy idees het van reg en verkeerd en wat hy van hou en nie van hou nie. Die een wat skaam is, die een wat naak is. Hy kyk deur dit alles na wat ons in ons binneste is en hy vra vanoggend vir ons, Adam, waar is jy? Here, dankie dat dit nie te laat is nie. Dankie dat U ons uit die dood uit wakker maak. Dankie dat U vir ons 'n nuwe hart gee met nuwe begeertes. Dankie dat U die harde harte van klip breek. Here, mag ons soos kindertjies lief wees vir mekaar. Mag daar nie 'n einde wees aan die vergifnis wat ons het nie. Mag daar nie 'n einde wees aan die genade wat ons het met mekaar nie. Here, mag ons soos kindertjies in U teenwoordigheid baljaar. Vry van al ons idees. Vry van alles wat ons gedink het ons weet van U. In U teenwoordigheid saam met U. Saam met die groot ek is. En Here, elke keer wanneer ons in U teenwoordigheid begin wonder wat dit is wat ons moet doen en waar U is, mag ons onthou U is. En mag ons net saam met U wees in U teenwoordigheid. As U kinders. Heilige Gees, stort nuwe lewe uit oor ons, soos wat U dit 2000 jaar terug gedoen het. Mag ons rondloop met sulke groot oë en monde wat oophang van hoe kosbaar U is. Here, mag ons in awe en in reverence loop vir alles en almal wat ons sien. Want U is goed. En in alles en in almal sien ons U. Dankie Here dat U vandag harte nuut maak. Here, dankie dat U vandag maskers afval en U kindertjies weer uitbring. Dankie dat ons vandag weer besef, dit is eintlik eenvoudig. U sê tog U is liefde. Mag ons oorloop van wat U is in ons binneste. Mag ons in so samelewing en in so gemeente leef. Ek gaan nie amen sê nie. Ons het 'n geleentheid om nou saam te sing. So kom ons sing saam as 'n gemeente uit een stem uit, in eenheid, uit eenvoud uit.